Dankie André, dis baie lekker om hier te wees. En dis seker van die beste uitnodigings wat 'n mens in die lewe kry as iemand vir jou sê, of Tinus het vir my einde verlede jaar gesê, kom praat oor enige iets waarvan jy hou of wat vir jou na aan die hart lê. En so aan. So ek dink dit is van jou beter uitnodigings om te kry. So, maar hy het ook vir my so 'n hint gegee. En verskoon maar as ek so af en toe 'n Engelse woord gebruik en van ons materiaal wat ek hier so gaan gebruik is ook bietjie Engels, maar miskien sal julle dit daarom kan volg en so. Ja, hy het vir my gesê miskien iets oor spiritualiteit en geregtigheid. En dit is definitief iets wat na in my hart lê en waarmee ek worstel dink ek al vir baie jare, soos ons saam worstel op die geloofspad en op die lewenspad. En so ek het gedink om maar net te deel uit my bietjie ervaring hier en daar, veral vanaand. Volgende keer gaan ons dit 'n bietjie verder voer en spesifiek fokus op geregtigheid, maar soos julle miskien gesien het, het ek dit so in 3 verdeel, waarvan die eerste ene is om te begin by jouself eintlik, wat miskien 'n verrassende plek is as ons oor geregtigheid praat, maar tog nie as ons oor spiritualiteit praat nie. Want spiritualiteit, om net dit in 'n paar woorde te definieer, sou ek eenvoudig sê is 'n geleefde geloof. So, dis op 'n manier baie prakties, maar dit het ook met alles te doen in die lewe. Ek dink soms, maar dit is 'n saamtrekpunt van 'n klomp dinge van 'n mens se lewe. By mekaar komplek van 'n klomp goed en belange in die lewe. Daarom die sosiale sektor of die geregtigheidskwessies is definitief nie daarbey uitgesluit nie, alhoewel, soos ek ook gesê het in die kort stukkie wat ek daaroor geskryf het, is dat ons baie keer dink dit is net a pie in the sky when you die. Of vir baie mense is dit so. In baie variasies op ons Christelike geloof is dit ook so vir mense. Aan die ander kant kan dit baie individualistiese noue fokus op jouself en net jou innerlike lewe wees. En dan verloor dit uitsig op die omgewing en die wêreld waarvan ons deel is. En so, hoe kom die goed by mekaar uit? Maar dit is dan nou juist hoekom ons begin by onsself en om te dink 'n bietjie oor wie ons is. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Wie maak jou? Wat maak jou wie jy is? En ek het gedink as ons 'n bietjie daaroor kan reflekteer aan die hand van 'n paar pointers, soos wat ek in my eie lewe maar gebruik, af en toe, wat vir my soms ook beter werk as ander tye, want ek sal nou nie oneerlik met julle wees nie, dat die geloofsreis is ook nie vir my altyd so eenvoudige reis nie. Dit gaan soms tyds 2 tree vorentoe en 1 tree terug. Ek gaan so eenvoudig en so eerlik moontlik ook met julle wees in oor my eie reis. En dit sal ek net begin deur, ek het die afgelope week, wat ons nou veral oor Facebook met Trump te doen het ek gelees die een groep mense wat nogal baie sosiaal betrokke is in Amerika. Hulle het die vraag of die punt gepost en gesê, the question of the moment isn't where is Jesus, but it's rather where are we? Where are we right now? So, julle ken daai gesegde van what would Jesus do, en dis vir ons miskien 'n eenvoudige manier om na te dink oor waar Jesus
homself bevind en wat hy doen, waartoe hy ons aanspoor, maar ek dink wat hierdie ding wou sê, is die vraag is nie soseer waar Jesus is nie, of om vir Jesus te soek in hierdie ingewikkelde wêreld van ons nie, maar dit is 'n eenvoudige vraag, waar is jy? Waar bevind jy jou en beplaas jy jou op hierdie oomblik in die wêreld met sy bepaalde uitdagings, veral in daai Amerikaanse konteks. En so, ek wil 'n trekkie teruggee en nie net vra, waar is jy nie, waar is ons nie, maar wie? Wie is jy? Wie is ek? Wie is ons? En dit begin ek deur te net vir julle hier te lees van Dietrich Bonhoeffer, die Duitse teoloog wat net voor die einde van die Tweede Wêreldoorlog gefusileer is eintlik, wat in aanhouding was baie lank en miskien ken julle hierdie gedig, is redelik bekend. Dit vra die titel daarvan is Who am I? En dit klink so. Who am I? They often tell me I stepped from my cell's confinement, calmly, cheerfully, firmly, like a squire from his country house. Who am I? They often tell me I used to speak to my warders freely and friendly and clearly, as though it were mine to command. Who am I? They also tell me I bore the days of misfortune equably, smilingly, proudly, like one accustomed to win. Am I then really that which other men tell of me? Or am I only that what I myself know of myself? Restless and longing and sick, like a bird in a cage, struggling for breath, as though hands were compressing my throat, yearning for colors, for flowers, for the voices of birds, thirsting for words of kindness, for neighborliness, tossing in expectation of great events, powerlessly trembling for friends at an infinite distance, weary and empty at praying, at thinking, at making faint, and ready to say farewell to it all. Who am I, this or the other? Am I one person today and tomorrow another? Am I both at once, a hypocrite before others, and before myself a contemptible, woe-begone weakling? Or is something within me still like a beaten army, fleeing in disorder from victory already achieved? Who am I? They mock me, these lonely questions of mine. Whoever I am, thou knowest, O God, I am thine. So dis Bonhoeffer, terwyl hy in 'n sel is, onseker oor sy lewe, waarheen dit op pad is. Die Tweede Wêreldoorlog was steeds aan die gang en hy was op death row basis. En dan hoor jy die vertwyfeling van sy hart ook. Wie is hy werklik? Dit wat ander van hom dink en sê, of dit wat hy werklik is? En dan kom hy tot 'n vorm van rus hierso op die einde, maar ek wil nie te vinnig daarby uitkom nie, want ek wil hê ons moet self nog 'n bietjie hierdie vraag vashou en daaroor vir onsself dink. Ek dink die wêreld waarin ons onsself bevind op die oomblik kan miskien gekenmerk word aan 'n baie angstigheid, miskien soos Bonhoeffer gedurende daai tyd wat hy onseker was oor sy onmiddellike toekoms. Gaan hy dit maak? Hoe lank gaan hy nog lewe? Is sy einde op hande? Maar in ons tyd ook word ons gekonfronteer met soveel angstigheid in die lewe, onsekerheid miskien ook, soos wat ons hoor
in hierdie gebed, in hierdie gedig van hom. En vertwyfeling, twyfel. Angstigheid oor alles waarmee ons gekonfronteer word in 'n klein wêreld wat ons van lees as daar by in Parys, daai een man wat daar by die museum net met 'n mes uitgeruk het en iemand gedreig het, dan weet ons onmiddellik daarvan, hierso in die nuus, volgende dag. So ons word gekonfronteer die hele tyd met goed wat ons maklik kan angstig maak, die wêreld oor, om ons, naby ons, maar selfs ver, en waaraan ons bitter min kan doen, regtig. Miskien is dit wat die filosoof en teoloog Deense ou met die naam Kierkegaard van gepraat het, jare gelede toe hy gesê het, angs is eintlik die grondgestemdheid van die mens. Dit is amper die basiese emosie van die mens. Ons is angstige wesens. Maar nou word ons angs nog aangeblaas in hierdie wêreld deur alles wat ons belewe en wat ons soms voel, ons hande afkap. Dit het my laat dink aan wat Henry Nouwen, die Nederlandse katholiek, skryf, en hy het dit hierso oor, hy praat oor verhoudings, oor menseverhoudings, maar ook spesifiek noem hy dit gemeenskap. Hy praat van gemeenskap, en dan sê hy die volgende: People do not form community when they cling to each other in order to survive the storms of the world. They do form community when together they erect a living prayer in the midst of our anxiety-ridden human family. So, hy sê, wat is die geheim van egte gemeenskap, waar mense by mekaar kom en die alleenheid soms deurbreek en gemeenskap skep, goeie gemeenskap, 'n goeie verhouding, of dit op watter vlak dit ook al lê, van menseverhoudings, vriendskapsverhoudings, ouer-kind verhoudings. Hy sê dat ons so klingie, ek dink outomaties is, né? Dat ons alleenheid en ons angstigheid soms probeer oplos deur te kling aan iemand wat ons desperaat soek en vind om aan vas te hou, om hierdie soms die gaping wat ons in onsself voel, op te los. Maar dit is nie die oplossing nie. Dit is nie die antwoord vir werklike gemeenskap nie. Want dit is te desperate cling onto each other. Dit is nie werklike ontmoeting en vryheid met mekaar nie. Want hy sê, werklike gemeenskap, wanneer ons dit reg kry af en toe, hier en daar, en ons probeer oor en oor, maar is dit so weerloos soos 'n lewende gebed in die middel van ons angstige wêreld. Dit is so broos soos 'n lewende gebed. Dit laat my dink aan Elton John se liedjie A Candle in the Wind amper. Dit is so broos soos 'n kers wat ons opsteek in die middel van ons wêreld, wanneer ons dit reg kry om gemeenskap te skep, werklike gemeenskap met mekaar. Maar dit te midde van die angs, omdat ons baie keer uit onsself probeer ontvlug in die volgende een in, omdat ons daai gat in onsself wil opvul. Iemand anders, wat 'n Soefi digter en mystikus is met die naam Rumi,
praat so daaroor. Hy sê, today, like every other day, we wake up empty and frightened. Dis weer eens daai angstigheid wat baie van ons in ons eie harte ken. Ons opstaan in die oggend, empty and frightened miskien, maar dan sê hy hoe om dit te hanteer. En hy sê, don't open the door to the study and begin reading. Take down a musical instrument. Let the beauty we love be what we do. There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground. So weer eens sê hy, moenie uit desperaatheid in jou studeerkamer invlug, in baie boeke gaan studeer en dink dat die antwoord net daar gaan lê nie. Want al is dit soms nodig om 'n bietjie op te swat en 'n bietjie ekstra informasie te kry en jouself daardeur toe te rus, en al kan dit baie help onder sekere omstandighede, gee hy hier 'n heel ander oplossing. En hy sê dit lê nie net hier in die kop nie, maar dit lê in die hart, en dit lê selfs in kreatiwiteit. Take down a musical instrument, en dan die pragtige woorde, let the beauty we love be what we do. The beauty we love. So dit gaan oor die hart, waarvan ons hart vol is. Die skoonheid, die mooiheid daarvan en daarin, dit wat regtig vir ons na aan die hart lê. The beauty we love. Let that be what we do. Laat dit vir ons inspireer. Indien ons kan doen wat ons werklik liefhet en wat die kern van ons hart is, dan is dit 'n ander saak. Maar hoe kom 'n mens daarby uit? By die waaroor jou hart werklik gaan. Die wat vir jou werklik lewe in jou hart, wat vir jou werklik energie gee in jou lewe. Dit sê Joseph Campbell miskien die beste, wanneer hy sê, you must have a room or a certain hour a day where you don't know what was in the newspapers that morning. A place where you can simply experience and bring forth what you are and what you might be. So, in teenstelling met van die res wat ek gaan sê vir julle veral volgende keer as ons kyk na ons konteks en vra oor hoe ons geregtigheid moet sien binne hierdie konteks en hoe ons dit belewe en uitlewe, sê Joseph Campbell hierso, maar ons moet begin in die dag. Ons moet 'n kamer hê, 'n uur hê of meer in ons dag, waar ons moet begin en nie weet wat in die koerante daai dag aangaan. En dit is waardeur ons so oorweldig word elke dag, want as ons opstaan dan is ons vol van Facebook en wat nou weer in die wêreld gebeur het. Maar dan kan ons nie so maklik by hierdie kern in onsself uitkom. En die kern van waarheid oor wie ons werklik is. Wat is die beauty we love? Wat is die skoonheid van ons hart? Wat is die liefde van ons hart? En the place where you can simply experience and bring forth what you are and what you might be. Daai diepste kern van wie jy is en wat jy die moontlikhede in hierdie dag van wat jy na vore kan bring en wat jy kan wees
die beste bydrae wat jy kan lewer. Dit moet jy op 'n manier nurture in die dag. Dis hoe jy jou dag moet begin, sodat dit jou dag bepaal, en dat jou dag nie bepaal word deur allerhande invloede wat jou links en regs slinger nie. So hy noem dit nou die beeld van 'n kamer of 'n uur of so 'n dag. 'n plek in jou lewe waar jy werklik waar kan konsolideer op wat in jou hart aangaan, wat jou hart vir jou sê, wie jy ten diepste is en waartoe jou hart jou ook lei om te wees. En ek het gedink ek sal met julle deel net kortliks my eie worsteling om daai dissipline aan die dag te lê, of om die oefeninge, geestelike oefening kan jy dit noem, of 'n spirituele oefening, of 'n spirituele dissipline, om dit aan te leer, om iewers in jou dag ruimte daarvoor te maak, sodat jy ingestem kan word op daardie waarheid, daardie skat, wat jy ten diepste in jou dra, en wat met die genade van God ontsluit kan word, sodat jy die wêreld daarmee kan dien, en die beste bydra hier op aarde kan lewer. En vir my lewe lank van klein af op Wellington, as 'n sonnaskool, ook kind, of by die sonnaskool het ons het geleer in ek kom uit 'n pastorie, soos my pa het, jy weet, ons het hierdie Bybelstudie stilte tyd wat ons moet doen, en dan probeer ek 'n boekie lees, en dan probeer ek dat te doen, maar vir myself moes ek eintlik hierdie ding reframe, om dit so te stel, van iets wat net 'n verpligting is, na iets wat 'n dissipline is, en dan dissipline bedoel ek op die beste manier moontlik, dissipline wat vir jou ritme aan jou lewe gee, waarop jy wat vir jou eintlik help om in te tap op hierdie waarheid van jou hart, om jou hart te leer ken, en om te glo, maar ten diepste is dit ook waar jy vir God ontmoet, waar jy nader aan jouself kom. Daar hoor jy ook die stem van God en die aanvaarding van God ten diepste natuurlik. En so, as ek dink ek nog steeds in 'n proses om dit te probeer reframe van die verpligting na die dissipline wat werklik lewegewend is, en wat vir my help om my lewe sinvol in te rig, en om die ritme van die lewe te kry, wat dan vir my goed doen. En so wat ek op die oomblik doen, is eerste ding in die oggend, nadat ek min of meer koffie gedrink het, dan het ek een ding wat ek net probeer om redelik regop te sit, in die bed miskien nog, as dit veral as dit koud is, maar dan en te sorg dat my asemhaling redelik, jy weet, dat my lugpyp eintlik regop is, en dat ek dan asemhaal, maar eintlik met die woorde sekere dissiplines praat juis van 'n heilige woord wat jy gebruik, en vir my komende uit die Christelike tradisie is die woorde wat ek gebruik is Jesus Christus, en ek doen dit met my asemhaling. So as ek sal inasem Jesus en uitasem Christus, en die woorde gebruik jy eintlik net om stil te word werklik waar. So dis iets waarna jy
terugkom, wat jy elke keer weer na terugkom, en dien jou butterfly mind, en dien julle butterfly mind, soos ek het, wat 'n klomp ander goed van die dag wil indring reeds, en 'n klomp goed wat jy gedoen moet kry, en so aan, wil vir jou alreeds oorweldig met angstigheid, en so aan, maar dan kan jy terugkeer na hierdie woorde, wat vir jou eintlik net geleidelik help, om ritmies op jou asemhaling gemaklik te konsentreer, en so werklik stil te word. In alle eerlikheid moet ek vir julle sê, ek sukkel nog baie keer daarmee. Dit kom nie heeltemal outomaties, dink ek, vir my om so stil te word nie, maar dit is 'n goeie oefening, en dit is 'n ritme wat ek van hou om my dag mee te begin, om so vir 15 minute, sê maar, net op daai ritmiese asemhaling te konsentreer. En dan, mens kry mos, dis nou alweer tegnologie, maar jy kry 'n app van die Taizé gemeenskap, wat hulle 'n teksvers en 'n kort meditasie van die dag opsit. En dan, na so 15 minute se regtige stil word, dan lees ek net daai teksie, en dan gebruik ek 'n ander dissipline wat ook uit die Christelike tradisie verlang al kom. Dit noem jy Lectio Divina, miskien ken julle dit. Dit is om eintlik maar net te herkou aan van die woorde van wat vir jou gegee word. So dan sien ek of daar iets resoneer met my hart en met waar ek is, wat ek nodig het, 'n woord of twee, en ek herkou dit werklik waar net. Ek laat dit nog 'n bietjie deur my kop spoel en sê dit oor en oor van myself. So ek vul eintlik dan die stilte ook met 'n bietjie kontemplasie, want dit is die verskil wat julle ook seker al weet, min of meer tussen meditasie, wat jy eintlik jou gedagtes in jou kop skoonmaak van enige denke, en kontemplasie wat jy eintlik oor iets kontempleer. En jy vul dit dan met 'n teks, 'n paar woorde vir die dag waarop jy kan konsentreer en dit net herkou en sien of daar nie iets vir jou energie gee vir die dag wat in jou gedagtes bly en waarna jy kan terugkom indien dit nodig is. So ek is baie bewus daarvan dat, soos ek vir julle sê, ek nog op 'n reis is. Dis iets wat ek op die oomblik probeer en wat vir my min of meer werk. Maar daar's baie ander forme van wat lewegewend kan wees. Ek dink maar net aan byvoorbeeld om te stap in die natuur. Dis weer eens die ritme wat vir baie mense werk. Die ritme van swem is vir baie mense kan 'n meditatiewe oefening eintlik wees. En dan vir die wat weet van Julia Cameron se The Artist's Way, praat sy van die morning pages wat jy skryf, so 2 folios wat jy net uit jou lyf uitskryf, basies alles wat jou pla, of wat opkom in jou gedagtes, en eintlik so jou gedagtes skoonmaak op 'n manier en orden, geleidelik. Dit is om maar net 'n paar voorbeelde te noem. Maar ek wonder nogal, waar is julle op hierdie reis, hierdie moeilike reis, om dan te kapitaliseer op daai stil stem soms binne onsself, wat vir ons herinner aan wie ons ten diepste is, en waartoe ons geroep is om te wees, om dit na vore te bring, wat ons kan wees. Dit
wat ons ten diepste is, wat in ons harte geplant is, om te wees, die waarheid oor onsself, sodat ons ook nader kan kom aan hierdie beauty we love, die skoonheid van ons harte, wat as ons dit na vore kan bring, dan kan dit blom, en kan ons op die ou end dit ook doen.